Ok, so vanaand gesels ons oor die naam van Jesus. Nou ek het nou toe ek die sessie geopen het, toe het ek gebid en aan die einde van die gebed het ek gesê, in die naam van Jesus, amen. Ek weet nie wie van julle bid nog so. Ja, almal van ons wat hier sit. Ons is gewoon daaraan, dis hoe ons werk en dit is hoe ons bid. Ons leer dit in die kerk en ons leer dit vir ons kinders. Maar ek wonder hoeveel van ons het al gewonder wat die betekenis eintlik daarvan is. Hoekom doen ons dit? Hoekom sê ons dit? Is dit iets wat in die gebed moet wees? Is dit maar 'n gewoonte? Is dit net die einde van die sin? Weet, as ek 'n brief skryf daar, as ek so daar, Johannesburg se kant toe altyd 'n e-pos stik, dan tik ek hier onder kind regards. En dan sit ek my naam daar, of ek sê yours sincerely, of wat ook al. Ek kyk maar altyd, wat stuur hulle vir my, en stuur ek net dieselfde terug, ek weet ook nie wat dit beteken nie, maar ja. So, ek wonder net baie keer, is dit nie ook hoe ons dit aan die einde van ons gebed plaas nie. Maar ek wil vanaand vir julle graag voorhou die ware betekenis daarvan, en die wonderlike groot ding wat dit eintlik in ons gebed inbring. En dit is eintlik die sleutel tot ons hele gebed se effektiwiteit. Want dit ontsluit dinge in die geestesrealm. Die oomblik wat ek hier bid, en ek sê in die naam van Jesus Christus, is daar sekere goed wat in die realms hier bokant ons gebeur, in die realms wat ons nie kan sien nie, in die demoniese ryk, in God se hemel, tussen die engele, dinge kom in beroering, die oomblik wat daai woorde gespreek word. En dis nodig om dit te weet, want as ons dit nie weet nie, dan verloor ons die krag daarvan, en dan verloor ons die effektiwiteit daarvan. So kom ons gaan 'n bietjie vanaand kyk na die naam van Jesus Christus. Die eerste ding is, 'n naam verteenwoordig 'n persoon. So wanneer ons praat van 'n naam, dan is 'n naam nie sommer net 'n naam wat niks beteken nie. Wanneer ek sê die naam van Jesus, dan praat ek eintlik van Jesus self, van die persoon. So, die naam is nie net 'n naam wat ons van praat nie. Wanneer ons daai naam op ons lippe noem, moet ons altyd weet, dat ons praat van iemand. Ons praat van Jesus. En omdat ons praat van hom, bring ons sy hele wese in dit in wat ons mee besig is. So wanneer ek iemand se naam noem, wanneer ek God se naam noem, wanneer ek Jesus se naam noem, dan bring ek in my gebed, bring ek sy karakter, ek bring sy autoriteit, en ek bring alles wie hy is, en wat hy beteken, bring ek in dit wat ek sê. So, 'n naam is nie net 'n naam nie, 'n naam verteenwoordig 'n persoon. Nou, Jesus het gekom toe hy op aarde was, in Johannes 16, hierdie was die laaste ure voordat hy gekruisig is. En ek dink van die belangrikste goed wat hy ooit by sy disippels geleer het hy in hierdie oomblikke voor sy kruisiging het hy vir hulle gegee. Want dit is die tyd wat hulle moes weet, hoe gaan dinge van hier af werk? Hoe gaan dinge verder gebeur? So, in daai oomblikke kom Jesus en hy sê, Johannes 16 vers 23, hy sê, in daardie dag, is besig om te praat van hoe dit gaan wees, wanneer hy nie meer daar is nie. Hy sê, in daardie dag, sal julle my niks vra nie. Kyk mooi wat sê Jesus. Hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, alles wat julle die Vader sal vra in my naam, sal hy julle gee. En dan sê hy, tot nou toe, het julle niks in my naam gevra nie. Wie julle tot op daai dag wat Jesus dit gesê het niemand aan die einde van sy gebed gesê in die naam van Jesus nie. Selfs die Onse Vader, wat is die laaste sinne van die Onse Vader? Aan U behoort die koninkryk en die mag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Maar Jesus sê, ek wys julle 'n nuwe manier om te bid. Hy sê, ek gaan binne 'n paar ure gekruisig word, daar gaan transaksies gebeur in die geestesrealm, sonde gaan geruil word vir geregtigheid, en
Ek gaan die gevangenes wat in die doderyk is, gaan ek bring saam met my en ek gaan hulle 'n nuwe plek toe vat. Ek gaan vir julle 'n plek voorberei, julle gaan weet waar ek is met julle al die dae en Jesus besig om vir hulle alles te vertel wat nou gaan omdraai, want tot op hierdie oomblik het die Ou Testament nog gegeld. Die ou verbond, laat ek eerder sê die ou verbond. Die ou verbond is, jy mag nie sondig nie, anders staan jy skuldig aan die hele wet. Maar Jesus sê, hier kom 'n nuwe verbond, hier kom 'n nuwe stel reëls. Hy sê, tot nou toe, het julle niks in my naam gevra nie. Niemand het nog ooit tot op daai oomblik gebid in die naam van Jesus nie. Hy sê, maar, nou, bid en julle sal ontvang. Dis 'n waarborg van Jesus. Hy sê, bid en julle sal ontvang. En dan sê hy, sodat julle blydskap volkome kan wees. Kyk, wat is die motivering wat Jesus hier aan koppel? Hy sê, die oomblik wat jy gaan bid in my naam, en jy gaan ontvang, gaan dit blydskap gee meer as wat jy ooit besef het. En is dit nie so waar nie? Is dit nie so wonderlik nie? Want wat is daar wat groter blydskap in jou lewe kan gee, as dat jy bid vir iets en die Here doen dit? Is dit nie wonderlik nie? Dis altyd die goeders wat ons so graag met mekaar wil deel. Dis die wonderlikste gevoel. En Jesus sê, dis wat gaan gebeur, die oomblik wat jy gaan bid in my naam. Maar nou kan ons onsself die vraag afvra en sê, hoekom sien ons nie vandag dat hierdie hoogs effektiwiteit daar is nie? Hoekom sien ons nie dat ons bid en alles wat ons aan die einde van die gebed sê, in die naam van Jesus gebeur nie? So kom ons gaan kyk bietjie, wat is 'n paar dinge wat dit vir ons bepaal. So die eerste ding, ek wil net hierdie stelling maak, wanneer jy Jesus se naam gebruik om te bid, is dit dieselfde as wanneer Jesus self bid, want jy is bekleed met sy identiteit en sy autoriteit. Jesus gee ons sy naam. So ons het in Afrikaans 'n mooi woord en daai woord is namens. So as ek vir een van julle vra om namens my enigiets te gaan doen, dan gaan jy in my kapasiteit soontoe. Jy gaan verteenwoordig my daar, want jy doen dit namens my. En dis presies wat Jesus vir sy disippels gesê het. Hy het gesê, gaan en gaan gebruik my naam. En dis eintlik 'n geweldige ding. Want die oomblik wat jy iemand se naam gebruik, is jy die verteenwoordiger van daai persoon wie jy sy naam van gebruik. En dit is nogal eintlik iets wat vir my half in hierdie hele sessie groot geword het in my eie begrip. So wat gebeur wanneer ons bid in die naam van Jesus? Omdat ons aan die einde van ons gebed, of ons kan dit selfs aan die begin sê, ons is maar net gewoond om dit aan die einde te sê, maar dit hoef nie daar te wees nie. Kan op enige stadium sê, in die naam van Jesus Christus. Ek kan my gebed begin en sê, Vader, ek kom nou na U toe, in die naam van Jesus Christus. Ek kan met iets spreek, ek kan praat met 'n situasie, met 'n wat ook al ek teekom in my lewe, en ek kan sê, ek kom na jou, in die naam van Jesus Christus. Dis wat Dawid gedoen het, toe hy na Goliat toe aangestap gekom het. En voor Goliat gaan staan en gesê, jy kom na my, met 'n swaard en 'n spies, maar ek kom na jou, in die naam van die Here, die God van Israel. Maar Jesus gee ons sy naam, en dit beteken baie ander dinge. So wat doen ons? Ons is nie veronderstel om te bid onder ons eie naam nie. Wanneer ek bid, kom ek nie in my kapasiteit na die Vader toe nie. Want wie is ek? Ek wat Johannes kan by die Here praat, maar watse wettige staanplek het ek? Ek is kind van God, ja. Ek is wedergebore. Ek is gewas met die kosbare bloed van die lam. Ek is vervul met sy Heilige Gees. Al daai dinge, maar wie het al daai dinge moontlik gemaak? Jesus. So sonder hom kan ek nie na die Vader gaan nie. En dis presies wat Jesus gesê het. Hy sê, net deur my, ek is die enigste weg na die Vader. Sonder my gaan niemand na die Vader nie.
Want in my eie kapasiteit kan ek nie voor God se troon gaan staan nie. Ek het nie die vermoë nie. Maar ek bid nie onder my eie naam nie. Ek bid onder die naam van Jesus Christus. Ek bid in sy kapasiteit, uit sy karakter uit sy wese uit dit wat hy binne in my geplaas het. En dit is homself. So daar's baie mense wat bid onder 'n skuilnaam. Weet nie of hier sulke mense is nie. Maar hierdie is amper dit. Jy bid onder die naam van Jesus Christus. Wanneer jy gaan staan, wanneer jy gaan kniel, wanneer jy voor die Here jou oë sluit, in daai oomblik is jy in sy kapasiteit, nie in jou eie kapasiteit nie. En dis die eerste groot kopskuif wat ons moet maak. Want ons is te gewoond, as ek my oë toemaak, is dit ek wat voor God staan. Dis ek wat voor die probleem staan. Dis ek wat bid. Maar Jesus sê, tot nou toe het julle nog nie in my naam gebid nie. Maar nou gee ek jou 'n rede. Bid namens my. Dis eintlik wat Jesus gesê het. Bid namens my. Dan sal jy ontvang. So wat doen ons eintlik? Jy gebruik die kredietwaardigheid van Jesus. Ons gebruik sy kredietwaardigheid. So ek bid nie onder my eie identiteit nie. Dit is 'n bietjie half moeilik om te verstaan, want ek is tegelykertyd is ek myself, maar ek is in Christus. En Christus is in my. En ek bid namens hom, maar hy bid ook namens my. Want die woord sê in Hebreërs, hy sê, dag en nag tree Jesus Christus vir ons in voor die troon van God die Vader. So is eintlik snaaks. Jesus kom en hy gaan staan voor die Vader in my kapasiteit en ek gaan staan voor die Vader in Jesus se kapasiteit. Is dit nie wonderlik nie? Jesus gaan bid asof hy ek is en ek gaan bid voor die Vader asof ek hy is. En hierdie is nie arrogansie nie, hierdie is die posisie wat Jesus ons geplaas het. En as ons hierdie posisie nie gebruik nie, dan mis ons die krag van die naam van Jesus Christus. Ek dink dit sou beter gewees het as ons vandag was waar die disippels was 2000 jaar terug en hierdie aand toe Jesus vir hulle gesê het, tot nou toe het julle nog nie my naam gebid nie, maar nou gaan julle my naam gebruik. Want ons het dit al groot geword daarmee, ons het altyd gehoor, almal bid so, en dit het amper 'n klise geword. Iets wat ons oor en oor doen, maar ons besef nie die diepte daarvan nie. Maar kom ons gaan kyk bietjie. Jy bied Jesus se getuigskrif aan vir jou versoek. Wat is 'n getuigskrif? 'n Getuigskrif is 'n CV. Dis wat sê, wie is jy? En wat het jy bereik? Waar het jy oral gewerk? Wat het jy gedoen? Wat is jou suksesse? Wat is jou kwalifikasies? So, wanneer ek voor God gaan staan, dan sê ek nie, ja, ek is Johan Greef, ek gaan elke week kerk toe, ek betaal my 10de, ek lees my Bybel. Niks daarvan gaan enige iets in beroering bring hier in die hemelse realms hier bokant ons nie. Maar wanneer ek kom, en ek staan voor God, en ek sê, ek kom na u toe, Here, in die naam van die enige gebore seun Jesus Christus, wat vir my gesterf het, wat my sonde gedra het, wat my geregtigheid gemaak het, sodat ek vry kan wees om voor die troon te kom staan. Ek wat bloed gewas is deur sy groot offer. Ek het my lewe verruil vir sy lewe. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Ek het by die kruis gekom, ek het my pakkie daar neergelê en ek het sy juk op my geneem, want sy juk is sag en sy las is lig. Ek kom in daai kapasiteit na u toe. Dan verskuif die tafels. Want dan praat ek nie meer in my eie getuigskrif nie, ek praat namens hom. En wanneer God se seun begin bid, kan ek julle waarborg, is dinge anderster as wanneer ek in my eie kapasiteit wil bid. So, op grond van Jesus se voltooide werk aan die kruis, dis die gronde waarop ek instap. Dis die gronde waarop ek redeneer. Ek redeneer nie oor wat ek gister en eergister en die vorige dag gedoen het nie. Ek redeneer en ek reageer volgens my staanplek in Jesus. In hom is ek volkome vergewe. In hom is ek volmaak in elke opsig. Johannes sê in 1 Johannes 1 sê hy, dat ons is wedergebore, ons is nuut gemaak, en hy wat wedergebore is, kan nie sondig nie. En hy praat daar van ons gees, want ons vlees kan nog steeds sondig. Maar ek kom nie in my vlees na God toe nie. Ek kom in die naam
van Jesus. Sien julle die skuif wat plaasvind? Sien julle hoe geweldig het eintlik is as mens besef, wat doen 'n mens wanneer jy hierdie woorde oor jou lippe laat gaan? Op grond van sy geregtigheid, nie my eie geregtigheid nie, dis wat ons nou net van gepraat het. Die oomblik wat, ek weet nie met julle nie, maar baie keer gebeur het, die oomblik wat ek in gebed gaan en God die Vader vertrou vir sekere dinge in my lewe, dan kom daar aanklagtes. En dan kom daar goed wat my diskwalifiseer. En dan kom goeders wat blokkasies in my lewe wil wees. Nou wat doen ons? Die woord van die Here sê, bely hierdie goed. Kry hulle uit die pad uit. Maar onthou, jy staan nie in jou kapasiteit daar nie. En as jy nie in jou kapasiteit bid nie, dan maak dit nie saak wie jy is nie. Want jy bid namens Jesus wanneer jy in sy naam bid. So hierdie is 'n groot ding. Op grond van sy bloed wat gevloei het. Nie op grond van my goeie werke nie. Ek gaan God nie impress met enigiets wat ek gedoen het nie. Die woord van die Here sê, ons beste werke is soos 'n vuil lap voor die Here. So, ek kom nie na God toe en ek bid op grond van iets, dat die Here my moet beloon, want ek het nou iewers goed gedoen vir hom nie. Jou gebed word dadelik gediskwalifiseer. As ek daai gedagte in my hart het, laat ek verdien dat die Here my seën, of ek verdien dat God iets vir my doen, of wat ook al, dan daar's geen krag daarin nie. Die enigste kwalifiserende krag van enige gebed is in die naam van Jesus. Dis al wat enige gebed krag gee en kwalifiseer. Laaste een is op grond van die oorwinning wat hy behaal het. Omdat hy reeds oorwin het, staan ek in oorwinning. Die woord sê, Romeine 8 vers 37, ek is meer as 'n oorwinnaar deur Christus. Sien julle weer eens, alles gaan terug na hom toe, in sy naam. En hoe meer hy gedoen het, hoe minder maak het saak waar ek myself bevind. Ons gaan nou sien hoe sit hierdie goeders aan mekaar. Maar kom ons gaan kyk bietjie wat gebeur in die geestelike riem. Dit is die plek waar ons moet weet waar dinge gebeur. Want hierdie riem is vir baie van ons 'n misterie. Of eintlik maar vir almal van ons. Niemand van ons het toegang om te sien wat daar gebeur nie. Maar wanneer ek sê in die naam van Jesus Christus, gaan staan ek in 'n wettige posisie. En hierdie wettige posisie is baie belangrik in die geestesriem. En die geestesriem is die vlakke van autoriteit baie groot. En dit is 'n baie belangrike ding. Paulus skryf in 'n paar plekke daaroor, ek wil nie nou daarop ingaan nie, maar die eerste ding is, wanneer ek kom in die naam van Jesus Christus, dan is daar iets wat in die hemel gebeur. Daar waar God is, in die derde hemel. Nou die derde hemel, die oomblik wat ek in die naam van Jesus Christus ingaan, gaan ek in 'n erkende plek in. So, onmiddellik wanneer ek die naam van Jesus gebruik, is daar 'n setel, wil ek amper sê. Soos wat ons in ons parlement sekere setels het. Jy moet 'n sitplek daar hê, anders mag jy nie daar wees nie. En hierdie setel van die naam van Jesus is ons toegang in die hemel. Ek kan voor God verskyn in daai setel. Ek kan op geen ander manier daar kom nie. Slegs in die naam. So, ek benader God eerstens as sy kind en nie as 'n bedelaar nie. So wanneer ek na die Here toe gaan, dan kom ek nie in hierdie bedelaarsposisie nie, want onthou, wie verteenwoordig ek wanneer ek bid? Namens wie bid ek? Namens Jesus. So wanneer ek bid, kan ek nie vir Jesus sien, waar hy voor die Vader kruip en sê, o, Here, vergewe my, ek is so arm, nietige ou sondaar nie. En daar's 'n plek vir so 'n gebed, maar dis vir 'n ou wat in die wêreld is, wat by God uitkom en sy lewe vir die Here gee. Die gebed van 'n kind van God is nie as 'n bedelaar nie. Jesus hoef niks van God die Vader af te smeek nie. Want die Vader is lief vir hom. Die Vader sien met welbehae op hom neer. Die Vader wil sy beste vir hom gee, sy beste vir hom wees, en vir jou en my net soveel. So ek kom nie as 'n bedelaar tot God nie, ek kom as 'n koningskind. So,
Die tweede ding is, die hemel erken die wettige toegang wat jy het. Jy is bedek onder die bloed van Jesus, geklee in sy geregtigheid en jy beweeg in sy autoriteit. Die Vader hoor jou op grond van Jesus se voltooide werk. So onthou, God die Vader kyk altyd na ons deur die bril van die bloed van Jesus Christus. So wanneer die Here na my en jou kyk, sien hy mense wat skoon gewas is, wat perfek is, wat volmaak is. Hy sien nie al die dinge wat ons fouteer en al die dinge wat ons om te leerstel en al hierdie klas van goeders nie. God kyk na ons met ander oë. Want ons is in die naam van Jesus. So die volgende ding is, jou toegang is gewaarborg. Dit skryf die apostels, ons gaan nou lees. Maar Paulus sê, ons het vrye toegang tot God. Party mense glo jy moet baklei en stry en wat om in God se teenwoordigheid in te gaan. Nie as jy in die naam van Jesus in Christus ingaan nie. Die naam van Jesus Christus is 'n gewaarborgde ingang, is 'n gewaarborgde toegang. En dan jou reg om aangehoor te word is vas, omdat jy namens Jesus praat. En dis hoekom dit so belangrik is. Julle, as ek hierdie goeie so deurlees, dan begin ek so voel, joh, ek moet my woorde tel as ek bid. Ek verteenwoordig Jesus. Ek kan nie net enige onbenullighede bid nie. Ek kan nie ongelowige goed sê nie. Ek moet in my gedagtes dink, wat sal Jesus sê vir sy Vader as hy in die posisie was waar ek nou is? Dis hoe ek moet dink. Dis hoe ek fisies myself moet instel om te dink, as Jesus ek was, wat sou hy vir sy Vader gesê het? En dan gaan dit dadelik jou gebedslewe omkeer, want jy gaan anderster bid. Jy gaan ophou kla en meer begin verklaar. Jy gaan ophou bedel en meer begin autoriteit hê. Jy gaan ophou bekommerd wees dat God jou net wil straf en kwaad is vir jou, en jy gaan meer in 'n liefdesverhouding met hom verkeer, waar jy weet God sien met welgevalle op jou neer, want hy sien jou asof jy Jesus is. Hy sien jou in die posisie van Jesus. Hy sê dat dit hom behaag om een te laat sterf, sodat daar 'n groot nakroos kan wees, sodat daar baie kinders na die heerlikheid kan kom, sê die woord vir ons. Hy sê in Hebreërs 4 vers 16, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. So dis Paulus se uitnodiging. Hy sê, ons het 'n vrymoedigheid om soontoe te gaan. Ons gaan met die Engelse vertaling sê 'n boldness. Boldness is beteken, ek gaan daarin met my skouers regop en ek kan voor God gaan staan sonder om in skuldgevoelens gedompel te wees, sonder om swak te voel, sonder om te voel ek is verwyderd van hom, want ek kom in sy naam. Laat ons met vrymoedigheid, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Dan die tweede ding wat in die geestelike riem gebeur is, die oomblik wanneer ek bid in die naam van Jesus Christus, begin die engele geaktiveer word. Dis wonderlik, die woord sê vir ons in Psalm 103, dat die engele staan in gereedheid in die opdrag van u woord. Maar die oomblik wanneer ek in Jesus se naam bid, dit is dit wat die engele voorwag, om te weet of hierdie gebed geaktiveer moet word, of hierdie gebed iets is wat hulle op moet reageer, en of dit nie iets is waarop hulle moet reageer nie. Hebreërs 1 vers 14 sê van die engele, sê, is hulle nie almal dienende geeste, wat vir diens uitgestuur word, terwille van die wat die saligheid sal beerwe nie. Weet julle wat, dit is eintlik vir my wonderlik, dat die engele is dienaars. Ons is kinders. Mens moet eintlik 'n oomblik vat en dit inneem en dit indink. Besef jy vanaand dat jy is 'n kind van God, en die engele is in jou diens. Dis wat die woord sê. Dienende geeste, terwille van hulle wat die saligheid beerwe, en ons beerwe die saligheid. Jesus het vir ons die deur oopgemaak om kinders van God te mag wees. Paulus sê op 'n plek, laat weet julle nie dat julle sal die engele oordeel nie. Weet, as ek dink aan 'n engel, dan dink ek, dis die perfekte wese. Hulle is by die troon van God. Ons kan hulle nie eers sien nie. Hulle sien al hierdie wonderlike dinge in die geestesriem, hulle beleef baie dinge, en so hulle is ver bo ons.
Maar die woord draai dit presies andersom. Hy sê, ek en jy is in die plek waar die engele ons bedien. Maar hulle bedien ons in die wil van God, deur die naam van Jesus Christus, wanneer ons bid in lyn met sy woord. Wanneer ons die waarheid aanroep. So dis wat ook gebeur in die geestelike riem, die engele begin in beroering kom. Wanneer 'n kind van God die naam van Jesus in geloof gebruik, word die hemelse hulpbronne vrygestel, die engele word uitgestuur en die vyand se planne word omvergewerp. Al hierdie aksies gebeur in die geestesriem. Hulpbronne in die hemel is vrylik beskikbaar. Dit is interessant, ek luister vanoggend na iemand wat praat oor die talente. Die een het 5 talente gekry, die een het 2 talente gekry, die een het 1 talent gekry. En die woord sê net eenvoudig, dit is dan elkeen gegee na sy vermoë. God gee. Daar's by God geen tekort nie, daar's nie by God enige terughou nie. My vermoë is wat my bepaal hoeveel ek van God sal kry in my lewe. Hoeveel ek kan hanteer, hoeveel ek kan doen. As ek nie vertrou kan word met dit wat God my reeds gegee het nie, gaan hy my nie meer gee nie. As ek nie vertrou kan word en betroubaar is met dit waaroor ek nou 'n rentmeester is nie, hoe sal iemand vir my meer aan my wil toevertrou? Maar wanneer ek betroubaar is en wanneer die Here my kan stuur en gebruik en ek is beskikbaar, dan word ek meer vertrou, dan word daar meer gegee, dan word daar meer. So hulpbronne is daar geen tekort aan nie. Baie mense dink ons moet voor die Here smeek en soebat en huil voor ons die Here se arm gedraai kry om vir ons net so 'n bietjie iets meer te gee. Maar dis nie hoe dit werk nie. Ek kom na God in die naam van Jesus Christus. Die hulpbronne word vrygestel, die engele word gestuur. En dan die derde, maar wanneer iemand die naam van Jesus in onkunde gebruik, en ek dink hier kan ons redelik 'n groot deel van Christene insit. Ek kan myself ook daar kwalifiseer in tye wat ek nie noodwendig ag gee op wat ek doen wanneer ek sê in die naam van Jesus nie. Wanneer iemand die naam van Jesus in onkunde gebruik, sonder geloof, sonder begrip, word dit 'n blote godsdienstige aksie sonder enige geestelike krag. Ydelik. Ja, presies om Pieter. So, as ek in onkunde is, dan is dit 'n yours sincerely aan die einde van my gebed. En ek kry nie die krag daarvan nie. Maar wanneer ek bid, en ek is in hierdie bewustheid dat dit wat ek nou sê ek asof ek Jesus is wat dit spreek. Ek bid asof ek in sy posisie is. Ek gaan aan die einde van hierdie gebed gaan ek sy naam sê. En wanneer ek daai naam sê, weet ek die engele gaan in beroering kom. Die duiwels gaan hardloop. Die hulpbronne gaan gegee word. Die hele geestesriem gaan geaktiveer word in hierdie gebed. Dan word die krag vrygestel. Dan begin ek sien wat gebeur wanneer ek bid in die naam van Jesus. Die derde punt, wat gebeur in die geestelike riem wanneer ek bid in die naam van Jesus? Wanneer jy in die naam van Jesus bid, moet demone reageer. Hulle het nie 'n keuse nie. Hulle moet reageer. Hulle is verslaan aan die kruis en hulle word herinner aan hulle nederlaag in die naam van Jesus. Die naam het dinamiet in. Dink aan Petrus en Johannes by die tempeldeur. Hulle kom voor hy tempeldeur, die ou wat daar sit bedel. Hulle sê silwer en goud het ons nie, maar dit wat ons het, gee ons vir jou in die naam van Jesus Christus. Staan op en loop. En Petrus gryp hom aan sy arm en hy trek hom op sy voete, want as jy die naam gespreek het, gaan gebeur wat die naam verteenwoordig. En daai lamman staan op, en hy begin rondhuppel en die Here prys, en hy hardloop deur die tempel se gange, en hy maak al die fariseërs kwaad, want hulle wil dit daar stil hê, en niemand moet te veel lawaai nie, en almal moet hulle net raak sien, en hierdie ou huppel en dans en spring voor die Here. En die volgende oomblik toe trek hulle hom nader en sê, wat het met jou gebeur? En hy sê, daai twee ouens, hulle het vir my gebid, en hulle het vir my gesê,
in die naam van Jesus Christus. En wat doen die Fariseërs volgende? Hulle roep Petrus en Johannes in, hulle sê, kom hier, hoe het julle dit reg gekry? Hoe het julle dit gemaak? Hoe kan hierdie ou loop wat nooit geloop het nie? Die Fariseërs, Petrus en Johannes staan op en sê, laat dit bekend wees aan die hele Israel, dat Jesus, wat die Seun van God is, wat julle gekruisig het, God het hom uit die dode opgewek, en ons het in sy naam gespreek, en hierdie man het gesond geword as gevolg van sy naam, en sy naam het hierdie man gesond gemaak, wat julle hier sien voor julle. En wat doen hulle volgende? Hulle verbied hulle om te spreek in die naam. En dis wat die duiwel nou nog wil doen. As hy jou nie kan keer om te sê in die naam van Jesus Christus nie, dan gaan hy ten minste 'n doek oor jou oë trek, laat jy nie weet wat dit beteken nie. Laat jy nie weet wat gebeur nie. Laat jy nie die impak daarvan voel in jou wese wanneer jy daai dinge sê aan die einde van jou gebed. En Petrus antwoord so mooi. Hy sê, of het reg is voor God, moet julle self besluit. Maar wat ons betref, ons sal nie ophou om te spreek in die naam nie. Want die naam het die krag, die naam het die dinamiet, die naam maak die deure oop, die naam gee die deurslag, die naam is die stempel op jou gebed, die naam is wat die deurbraak gee, die naam is wat die damwal laat bars. Dis wat die naam van Jesus is. In Handelinge 16 is daar so mooi voorbeeld van Paulus. Daar was hierdie demoon, hierdie meisie gewees wat 'n waarsêende gees het. En dag vir dag loop sy agter Paulus hulle rond en sy's heeltyd besig met hulle. En op 'n stadium, toe word Paulus kwaad en hy draai om en hy sê hierdie woorde. Hy sê, hy praat met die gees. Kyk mooi hoe het die disippels, hoe die apostels dit gedoen. Paulus draai hom om en hy sê vir die gees, ek beveel jou in die naam van Jesus Christus om uit haar uit te gaan. En die woord sê, en hy het op dieselfde oomblik uitgegaan. So, daar is ook 'n verskil tussen om te sê en om te bid. Dis verskillende toepassings. Ons moet weet wanneer sê ons, wanneer ons met iets soos, wanneer ons met die duiwel te doen kry, bid ons nie, ons praat. Ons doen wat Jesus gedoen het. Jesus het vir hom gesê, gaan uit daar uit. Die apostels het gesê, gaan uit in die naam van Jesus Christus. En dis hoe ek en jy dit ook doen. Ons het die autoriteit om op slange en skorpioene te trap, oor al die mag van die vyand, want ons het die naam. Die naam maak dit moontlik. So dis die plek waar baie Christene verkeerd gaan. Hulle sê in die naam van Jesus, maar hulle besef nie wat dit beteken nie. Hulle sê in die naam van Jesus, maar glo nie dit doen iets nie. Hulle gebruik dit as die afsluiting van 'n gebed, 'n gewoonte sonder waarde. Maar die naam van Jesus werk altyd. Dit moet gebruik word in geloof en met autoriteit, anders is daar geen reaksie in die geesteswêreld nie. En so is dit met alles in God se woord. As jy met jou mond bely en met jou hart glo, sal jy gered word. Oral is die mond en die hart moet saam in dieselfde rigting wees en dan gebeur dit. En wat gebeur in baie mense se gebede is, hulle mond sê in die naam van Jesus Christus, maar sy hart het geen idee wat hy nou net gepraat het nie. Jou hart moet bewus wees van wat ek nou besig is om te sê, wanneer ek dit sê. Kyk hoe Jesus het verduidelik. Hy sê, want voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hier is een van daai goed wat jy sê, nie bid nie. Jesus het nooit op enige plek gesê, jy moet vir 'n berg bid nie. Elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie. Dis die belangrike ding. Nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê sal gebeur. Hy sal verkry net wat hy sê. Nou bring Jesus dit in gebed in. En hy sê, daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. So die oomblik wat jy vra, glo jy. Die oomblik wat ek sê in die naam van Jesus Christus, glo ek. Ek sien, ek beleef my standpunt, my plek, my posisie. Waaruit ek dit sê?
So hoe doen ons dit prakties? Kom ons gaan kyk so na 'n paar punte van hoe om dit prakties te doen. Die eerste stap is, jy moet weet wat word verteenwoordig deur die naam van Jesus. So wanneer ek sê in die naam van Jesus, dan verteenwoordig ek Jesus in persoon, met sy voltooide werk, met sy geregtigheid, met sy oorwinning, met sy autoriteit. So hoe bid ek nou? Kom ons sê ek moet hier vir 'n siek persoon bid. Dan die eerste ding wat ek moet myself vra is Jesus in staat om hierdie persoon te genees? En wat is die antwoord? Ja, dit weet ons, verseker. Maar wat doen ons, wanneer ons voor die siek persoon gaan staan, dan vra ons by onsself, is ek in staat om vir hierdie persoon te bid en hy sal gesond word? En dan is die antwoord baie keer nee. Want op daai stadium is ek nie voel dalk nie lekker nie, ek is nie lekker opgesaik nie, want ek was nie lanklaas in die kerk, of ek is nie in 'n goeie geestelike posisie, of wat ook al. Maar die vraag is nie, kan ek nie, die vraag is, kan Jesus? En die oomblik wat ek dit beantwoord het, dan kan ek vir daai persoon bid, asof Jesus dit bid. Asof Jesus dit vra, asof Jesus sy hande daar oplê, want ek doen dit namens hom. Ek dink ons sal skaam kry, as ons besef dat, wanneer ek eintlik besig is om te bid, wanneer ek eintlik besig om my hande op iemand te lê en vir iemand aan te raak, en ek doen dit namens Jesus, wat sal Jesus daarvan dink? Wat sal hy sê as hy luister wat ek praat? En dit is waar die skuif kom in ons gedagte. Die oomblik wat ek sien, maar ek is nou God se verteenwoordiger. Paulus sê, ons is ambassadeurs van die hemel. Wat is 'n ambassadeur? Hy is 'n verteenwoordiger van sy land. Hy tree op namens sy land. 'n Ambassadeur het magte om namens sy land te sê, wat mag en mag nie gebeur nie, en wat met sy onderdane of sy burgers mag gebeur wat in 'n vreemde land is. So in die naam van Jesus beteken, op grond van wie hy is, op grond van wat hy gedoen het, op grond van die autoriteit wat hy my gegee het, rig ek hierdie versoek tot die Vader, of beveel ek hierdie uitvaardiging tot die probleem wat ek het. So dis waar die verskil inkom tussen bid en sê. Wanneer ek met die Vader praat, dan vra ek die Vader, en die Vader gee. Maar wanneer ek met iets te doen het, soos siekte, soos vrees, soos depressie, soos aanslae, soos dinge wat van die duiwel afkom, soos al hierdie tipe van goed, daai goed, spreek ek tot. Ek bid nie tot die Vader daarvoor nie. Ek gebruik die autoriteit wat Jesus my gegee het, ek staan en met sy naam, met sy geregtigheid, met sy autoriteit, met sy oorwinning, en ek sê vir die probleem, om te wyk. Ek sê vir die berg, om hom op te lig, en te val in die see. So sien julle die verskil. So die tweede stap is, jy moet spreek in geloof. Eerstens, identifiseer jy die persoon van Jesus in jouself. Die tweede stap is, jy spreek in geloof. Hoe spreek ek in geloof? Ek glo dat wat ek nou sê, gebeur nou. Onthou julle die vorige week se sessie het gesê, geloof is nou. Ek ontvang nou. Wanneer ek bid, ontvang ek. En dit is dieselfde met wanneer ek spreek. In die naam van Jesus Christus, glo ek dit gebeur nou. Jakobus 1 vers 6. Hy wat bid, moet in die geloof bid, sonder om te twyfel. Want hy wat twyfel, is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Want die mens moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Daai is eintlik harde woorde. Maar die Bybel sê vir ons wat sy resep. Moenie twyfel nie. Glo dit wat jy bid gebeur nou. En ek spreek dit in die naam van Jesus nou. So dis die tweede stap. Dan die derde stap. Jou lewe moet in lyn wees met God se woord. Sien, baie mense wil in die naam van Jesus gebruik as 'n towerwoord. Hy wil sê in die naam van Jesus, en dan wil hy daarmee alles regmaak wat eintlik verkeerd is in sy lewe.
Die eerste probleem daarmee is, wanneer ek weet, ek lewe in sonde. Wanneer ek weet, ek lewe in ongeregtigheid. Wanneer ek weet, ek is moedswillig in my keuses en my goed om nie die Here te volg nie, dan gaan ek eerstens nie vrymoedigheid hê om te kan bid soos Jesus nie. Ek het al probeer, het wil nie werk nie. So, jy kan nie bid in oortuiging en met geloof as jou lewe nie in lyn is nie. Nou dit beteken nie dat jy moet foutloos wees nie. Almal van ons het foute, almal het plekke waar ons verkeerd trap. Almal van ons het nou en dan 'n ding wat pla. Maar daai goeders bring ons voor die Here en ons sorteer dit uit, sodat ek met vrymoedigheid na die troon kan gaan, sodat ek kan staan as 'n verteenwoordiger van Jesus Christus, sodat ek nie my kop in skaamte hoef te sak voor die Vader nie, maar dat ek kan sê, Here, hier's ek is u kind, ek kom staan in die naam van u seun, u wat vir my die deure geopen het, om hierdie setel te kan inneem, ek kom neem hom nou in vrymoedigheid. So, 1 Johannes 3 vers 22 sê, en wat ons ook al bid, ontvang ons van hom. Ja, is dit nie lekker om te weet nie? Johannes verklaar dit, Petrus verklaar dit, Paulus verklaar dit, hulle sê, wat ons ook al bid, ons kry dit. Party van ons wens ons kan so sê. Wat ons ook al bid, ontvang ons van hom. Hoekom? Omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor hom. Dis so eenvoudig soos dit. Wat beteken om sy gebooie te bewaar? Dit beteken ek hou dit kosbaar. Ek hou dit waardevol. Ek gee ag op wat Jesus vir my vra. Ek gee ag op wat hy graag wil hê in my lewe. Ek sien dit as belangrik in my lewe. Ek maak dit nie af as niks nie. En omdat ek so lewe, sê die woord, ek sal ontvang net wat ek kry wanneer ek bid in sy naam. Die naam van Jesus is kragtig, maar dis nie 'n vervanging vir gehoorsaamheid nie. Net omdat ek bid in die naam van Jesus Christus, beteken nie ek hoef nie gehoorsaam te wees aan God nie. Ek moet nog steeds my lewe in lyn hê met wat die woord vir die Here sê. So kom ons gaan kyk gou so 'n paar punte, hoe pas ek dit prakties toe? Nommer 1, in my gebed tot God. Dis die nommer 1 ding wat ons doen. Wanneer ek bid tot God, bid ek tot die Vader in die naam van Jesus. Daai versie waarmee ons begin het, sê vir ons duidelik dat in die dag sal julle die Vader bid in my naam en wat julle ook al bid, sal hy gee. En hier gaan Jesus verder en hy sê ook, en wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen. Dis eintlik so groot, so wonderlik wat Jesus hier gesê het. Hy sê, wat julle ook al in my naam mag vra, wat ook al is 'n groot ding, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. En dan herhaal Jesus dit, hy sê, as julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Nou ek het hier 'n papiertjie saamgebring. Ek weet nou nie of julle mooi kan sien tot hier voor nie, want die van julle, dalk moet ek hom hier die lig hou. Julle sien wat dit is. Dis 'n ding wat nou nie meer werk nie. 'n check, daar is hy. Nou hierdie ouetjie is nou half verval in ons dag wat ons nou in leef. Maar so 'n paar jaar terug is die beste ding wat jy vir jou vrou kan doen, is jy gee vir haar so 'n papiertjie en jy teken hom hier onder en jy los die res net so blank. Dit sou lekker gewees het. Maar hierdie check sê, hy's in my naam geplaas. Hier staan Vergreef Boerdery, Posbus 132 Vredefort. En ek het hom geteken, my handtekening is daar. Nou, gelukkig is hierdie rekening nou toe, so ek is nou nie so bekommerd nie, maar as ek nou hom so vir enige een van julle moes gee, gaan die bank nie vra, as jy daar aankom, en jy het hom ingeval, en jy handig hom daarin nie. Want hulle gaan op hulle sisteem kyk, is hierdie handtekening my handtekening? En hulle gaan sien, dit is my handtekening. En hulle gaan hom vir jou wissel. En dis wat Jesus vir ons gedoen het. Hy sê, wat jy ook al in my naam mag vra, wat jy ook al daar wil invul,
ek het klaar geteken. Ek het my naam vir jou gegee. Jy kan kies. Dink ons moet vir ons alkeen so 'n blank check kry, nou hou ons so 'n boekmerk in ons Bybel, dat ons net hierdie aand onthou. En laat ons net hierdie sessie onthou en besef, wat beteken dit? Dat God gee vir ons sy naam, klaar geteken. Ons het die mag om in te val. Hoe groot is dit en hoe wonderlik is dit? Dis wat Jesus hier sê. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen, dis my waarborg. Jesus gaan nie terug op sy waarborg nie. My senuwees sal klaar wees as julle rondloop met so 'n check. Maar hy is nie bekommerd nie. Hy gee sy naam vir jou. Sê wat jy ook al mag vra my naam, sal ek doen. Die tweede ding is, toepassing is, ek spreek in geloof. Ons het nou ook gou daaraan geraak. Wanneer ek vrees in my lewe het, ek bid nie tot God vir vrees nie, ek doen wat Jesus doen. Ek sê vrees, wyk uit my lewe uit, in die naam van Jesus Christus. Siekte, wyk uit my liggaam uit, in die naam van Jesus Christus. Demoniese magte, wyk uit my huis uit, wyk uit my huwelik uit, wyk uit my kinders uit, in die naam van Jesus Christus. Omstandighede, al hierdie dinge word aangespreek in die naam van Jesus. En dit is wat Petrus en Johannes ook gedoen het. Hy het gekom voor die man wat nie kon opstaan nie, en hy het nie nodig gehad om te bid nie. Hy het gedoen wat Jesus gedoen het. Hy het in die kapasiteit gaan instap van die naam, en hy het gesê, in die naam van Jesus Christus, staan op en loop, en die dinamiet wat in die naam is, het onmiddellik die krag laat deurkom, wat nodig was om hierdie siek man gesond te maak. Die enigste probleem wat ons mee sit, is die oortuiging waarmee ons sê, in die naam. Die enigste ding wat ons kort, is om te weet, wat gebeur wanneer hy woorde oor my lippe gaan. Om te weet, dit bring die hemel in beroering. Om dit te weet, dit laat die hel op die vlug slaan. Om te weet, dit is die stempel op alles. En ek dink as ons van vanaand af gaan bid, dan aan die einde van ons gebed, moet dit nie net weer 'n vinnige in die naam van Jesus Christus. Ek dink amper, ek sien myself waar ek wil bid, en ek wil die Here vra vir goeders, en ek wil amper uitsien om by daai woorde uit te kom aan die einde. Want dit is die sleutel wat in die slot draai, wat die goed laat oopgaan. Dis die finale ding wat ek gaan sê, wat alles gaan laat gebeur. En die oomblik wat ek het gesê het, weet ek, nou is dit klaar. Nou is dit klaar. Nou gaan die demone hardloop. Nou gaan die engele begin werk. Nou gaan die voorsiening kom instroom, wat ek voorbid. Nou gaan alles in plek val, wat ek God voor vertrou. Want ek het sy waarborge, en ek het sy naam. Kom ons gaan afsluit, ek wil hierdie laaste, ekskuus, hier is nog ene. Die derde ene, ja, hierdie is 'n baie belangrike en 'n goeie ene, om grense op te stel. Ons gebruik die naam van Jesus Christus om grense op te stel. Wanneer die vyand poog om jou familie, jou besigheid, jou finansies, jou huwelik aan te val, bind jy sy werke in die naam van Jesus Christus. So jy sê, duiwel, tot hier en nie verder nie. Hier stop jy in die naam van Jesus Christus. So grense kan vasgestel word in die naam van Jesus. Kyk wat sê Paulus 2 Korintiërs 10 vers 5. Sê, terwyl ons planne verbreek. Nou hierdie kan so baie beteken, maar Paulus sê, die duiwel het nog net 'n plan, dan trek ek al die streep voor hom. Die duiwel het nog net 'n idee wat hy met my wil doen, dan verhinder ek hom klaar. Want ek gebruik die naam van Jesus om grense op te stel rondom my. Ek plaas die naam van Jesus Christus as 'n banier om my lewe, om my besigheid, om my familie, om my finansies, om dit te bewaar. Ek verbreek die planne. Satan is gedurig besig om planne te beraam, hy is gedurig besig. En baie keer kom die Heilige Gees en hy openbaar goeders aan ons, hy wys vir ons dinge, en dan moet ons die naam van Jesus gebruik om die skanse op te rig. Weet nie of julle al gelees het in die boek van Job nie. In die boek van Job kom die duiwel in die hemel, en die Here sê vir hom, het jy my knegt Job gesien, daar is niemand soos hy nie. En die duiwel sê, ja, maar u het hom van al kante af omring. So daar was 'n grens om Job se lewe wat Satan nie kon by inkom nie.
Daar was 'n grens wat hy net nie kon oorsteek nie. Hy wou so graag hierdie ou ruïneer, want dis God se spogpersoon. Dis die persoon wat God so trots op was. Hy sê daar's niemand soos hy nie. En die duiwel het bly kom en bly kom en bly kom tot op 'n dag wat hy 'n ingang gekry het. En die hartseer is dat die ingang is deur Job self gemaak. As jy gaan lees in Job 3 in die laaste verse staan daar, Job het vrees gehad wat aan hom begin vreet het. Hy sê ek kon nie meer slaap in die nag nie, want die vrees het my oorval. En daai vrees het die muur plat gemaak en die duiwel kry 'n ingang. En Job se tragiese gebeure het gebeur. Maar ons het die naam van Jesus. Job het nie 'n nuwe verbond gehad nie. Job het nie 'n saligmaker gehad nie. Job het nie 'n verlosser gehad wat aan 'n kruis gesterf het nie. Job het nie 'n heiland gehad wat uit die graf uit opgestaan het nie. Job het nie iemand gehad wat hemel toe opgevaar het en aan die regterhand van die Vader sit en dag en nag vir hom intree nie. Maar dit het ons. En daarom kan ons nie in die posisie kom waar Job is nie. Want ons het 'n naam waarin ons bid. Ons het die naam wat klaar oorwin het. Ons het die naam wat gekom het en die duiwelse range van hom afgeruk het en die sleutels van die dood en die doderyk gevat het. En in daai naam staan ons. So kom ons gaan nou die laaste versie lees. Die naam van Jesus werk altyd. Kan ons dit saam sê? Die naam van Jesus werk altyd. As hy nie werk nie, bid bietjie anders. Oortuig jouself van dit wat in die geestesriem gebeur. Hier's wat ek wil hê ons moet saam lees. Filippense 2 vers 9 tot 11. Kom ons lees dit saam. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Kom ons gaan opstaan, dan gaan ons saam bid. Vader, ons dankie vanaand, Here, vir hierdie wonderlike aand wat ons saam kan wees, Here. Ons dankie vir u genade wat so groot is, Here. Ons dankie vir u krag wat in ons lewens teenwoordig is, Here. En ons dankie vir u guns oor ons, Here. U vrede, u rykdom, u voorsiening, Here. Daar's soveel goed wat ons vir u kan dankie sê voor, Here. Maar vanaand, Here, wil ek uit my eie hart uit in volle, of met volle oortuiging, wil ek vir u kom sê dankie vir die reg tot u naam. Here, dankie vir die handtekening op die cheque, Here. Here, sonder dit sou ons ook maar uitroepe moes gehad het in die hoop dat u gaan antwoord. Ons sou ook maar soos die mense in die Ou Testament gewonder het, waar is God, waar is sy wonders, waar is sy dinge waarvan hulle vertel, Here, maar ons wat vanaand hier staan, het die voorreg om die naam te kan gebruik. En die naam het groot krag. Die naam het effek. Die naam laat dinge gebeur. En Here, vanaand wil ons kom sê, dankie vir die naam, Here. Dankie dat ons hom mag gebruik. Dankie dat ons hom op ons lippe mag hê. Dankie dat ons u kan verheerlik en dat ons in u plek kan staan, Here. Maar vanaand het ons gepraat oor die bewustheid wat ons moet hê. Die geloof wat in ons harte moet leef. Die oortuiging wat ons moet hê wanneer ons hierdie woorde sê. En ek wil bid, Here, vir elkeen van ons wat vanaand hier is, Here, dat u dit sal lewendig maak in ons harte. Laat ons sal besef wanneer ons sê in die naam van Jesus Christus gaan dinge gebeur. Gaan die wêreld in beroering kom. Gaan die engele begin dien en gaan die voorsiening van God oopmaak in ons lewens. En ons dankie vanaand daarvoor, Here. En kan ons dit almal sê in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen.